Skrifte vanmôre is 1 Petrus 3 vanaf vers 8 tot 12 en ons fokus vanmôre op wat dit beteken om 'n geestelike huis te wees en hoe daai huis 'n eenheid kan bly. En as dinge moeilik gaan, dan is dit baie maklik dat mense met mekaar begin moeilikheid soek. Dit gebeur baie maklik dan dat ons ook na mekaar kyk en so half afgunstig op mekaar raak. So half jaloers op mekaar raak. En dat dan daar ons tonge dinge kwytraak en ons dinge kwytraak. Ons tonge nie onder beheer is nie. En ons dinge sê wat mekaar seermaak. Ons is dan soos broers wat beklei met mekaar of susters wat met mekaar die hele tyd argumenteer. En dan gebeur dit baie maklik dat iets wat baie mooi is, 'n huis wat opgebou word, daai eenheid wat daar bestaan, dat dit afgebreek kan word. En dat dit versplinter. Hoekom raak ons jaloers? Hoekom raak ons baie keer afgunstig? Hoekom sê ons baie keer goed wat ander mense seermaak? Ek dink is omdat ons maar ook eintlik maar bang is. Niemand is inherënt sleg nie. Ons is bang. Ons is bang in moeilike tye, ons bly agter. Of niemand gaan vir ons omgee nie. Of ons loop rond met hierdie vrees en hierdie vrees maak dat ons net die lelike goed en die probleme rondom ons raak sien. En dan gebeur dit baie maklik dat die geestelike huis uit mekaar uitspat. Ons het die afgelope paar weke vir mekaar gesê in terme van die gemeentes aan wie die briewe geskryf het, was dit gemeentes wat in moeilike omstandighede moes funksioneer. En daarom is dit ook heel logies dat daar baie keer in hierdie gemeenskappe dinge gesê is wat mekaar seermaak. As 'n familie by mekaar is, jy sien mekaar elke dag. En as jy mekaar elke dag sien, dan ken jy mekaar se nikke. Jy weet wanneer jy moet stil bly, jy weet ook wanneer jy kan praat en baie keer is daar net konflik tussen familielede. Beteken dit die familie is lief vir mekaar en nee. Inteendeel. Hulle gee juis om vir mekaar en daarom dink jy maar, jy kan maar sê wat jy wil. Maar daar maak mense baie keer die fout. Mens moet ook maar versigtig wees wat mense vir mekaar sê. Want ons is almal maar broos. Dit is dieselfde in die gemeentes aan wie Petrus geskryf het. Verlede week het ons gesê ons is hierdie geestelike huis opgebou as geestelike stene, as hierdie lewende stene, soos wat Christus die lewende steen was, wat verwerp is deur die bouers. En vanmôre gaan ons aan en lees 'n stuk verder in die brief. Dit is interessant, nadat Petrus verwys het na die geestelike huis, die eenheid wat daar is, ons waarde wat ons het in Christus, begin hy dadelik en spel uit. Hoe moet ons funksioneer binne 'n gemeenskap? Wat is die sement wat tussen die verskillende stene is en hierdie gebou aan mekaar vashou? Vriende, as ons na ons gedeelte kyk, is die tema van die gedeelte vind ons in vers 11. In vers 11 is Petrus besig om aan te haal uit Psalm 34. 'n baie bekende psalm wat Dawid geskryf het toe hy bedreig is deur Abimelek en Abimelek hom probeer beheer het en hy moes ontsnap van Abimelek. En toe skryf hy hierdie psalm. In vers 11 van ons gedeelte staan daar, uit die aanhaling uit Psalm 34, uit staan daar, ons moet altyd vrede soek. Ons moet altyd vrede soek. Vrede is die een ding, is soos die sement wat tussen die stene is. Vrede is die een ding wat hierdie gebou aan mekaar vashou en hom stabiliteit gee, om laat groei, sodat hierdie gebou kan beweeg, hierdie geestelike huis kan beweeg
in hierdie wêreld. En daarom lees mens half vanaf vers 11 al terug in hierdie gedeelte. En is asof Petrus vir die gemeente uitnooi en vir hulle sê, dis hoe mens vrede vind. En dan begin hy in vers 8. En vanaf vers 8 tot by vers 11 noem hy 6 dinge wat kardinaal belangrik is vir vrede, vir sement tussen die stene om een gebou te maak. Hy begin heel eerste en hy gebruik 'n baie interessante Griekse woord. Die woord is homofroom. Homo beteken letterlik op dieselfde tyd, op dieselfde plek saam. Op dieselfde tyd, op dieselfde plek saam. En dan die woord vroon beteken letterlik middelrif. En in die Griekse wêreld, in die ou nabye Ooste, het hulle glo, hierdie is die balansplek van jou lewe, want wat is hier in die middelrif, in hierdie omgewing? Dis al jou binnegoed. En in daai wêreld het geglo, dis die kern van die mens. Dis waar alles by mekaar kom. Dis wat jou in balans hou. Met ander woorde, wat sê die woord homofroom? Dit word vertaal in die nuwe vertaling met eensgesindheid. Maar dit het so veel dieper betekenis. Dit sê letterlik, ons is nie net eensgesind nie. As ons sê ons is eensgesind, waar kom dit vandaan? Die woord homofroon sê, dit kom daarvandaan, daar waar daar balans is. Daar waar daar harmonie is. Daar waar ons saam op dieselfde tyd in balans is, in die middel is. In ons kern, ons kor. Ons moet eensgesind wees. Ons moet op dieselfde tyd en op dieselfde plek kan ooreenstem. Beteken dit ons almal sê dieselfde ding? Nee. Homofroon sê eintlik ons verskil regtig baie van mekaar. En ons het elkeen ons eie opinie. Maar die opinies moet mekaar komplementeer. Dit moet die huis opbou. Dit moet in equilibrium wees, balans bring. En dan gebruik hy 'n tweede woord en hy sê behalwe daarvoor, behalwe dat ons moet soek vir equilibrium tussen mekaar. Alhoewel ons verskil van mekaar, hy sê dis wonderlik, dit is wat die stene so uniek maak en elke steen waardevol maak, want elke steen lyk anders as die volgende steen. Maar elke steen het sy plek in die gebou. Balans wees. Sê hy volgende, ons moet simpatie hê met mekaar. En die woord letterlik in Grieks is sympates. Ons moet letterlik saam met mekaar kan voel. As een persoon gelukkig is en opgewonde is, en ek stap hier in die oggend, maar ek voel nie so nie, moet ek nou nie probeer om die ander persoon af te bring tot waar ek staan nie. Sê, ja, ek sien jy so opgewonde, dit irriteer my so half bietjie vanoggend, dat jy so opgewonde is. So ek gaan daai opgewondenheid van jou af wegvat, sodat jy my kan ontmoet waar ek is. Dis nie wat die gedeelte sê nie. Ons moet saam met mekaar kan voel waar ons is. As ek vanmôre opgewonde is en ek stap hier en ek sien iemand anders is nie so opgewonde nie, kan ek uit my eie uit saam met daai persoon wat nie opgewonde voel nie, wat miskien slegte nuus gister gekry het, sê ek sien, jy voel nie gelukkig nie. Dit maak dat ek saam met jou daar wil wees, sodat jy kan beter voel. Sodat ek jou kan optel, opbring, opgewonde maak. In die oggend as Isabella opstaan, is sy gewoonlik nie opgewonde nie. Sy voel gewoonlik, ek is besig om haar te beroof van iets, haar slaap en haar vrede. En dan gaan sy uit haar pad uit om my goed te laat verstaan. Ek toon nie nou simpatie met haar staat van vrede nie.
Ons moet saam met mekaar voel. Omgee vir mekaar. Het is interessant dat vandag, as jy net na die nuus kyk, ek kyk gisterand weer, ek kyk so 'n stukkie CNN en hulle vertel oor Sirië. Hulle vertel van die lewensverlies. Hulle sê hulle gaan nou 'n video wys van hoe mense vermoor is, maar hulle gaan nie die detail wys nie, dit is te gruwelik. En dan voel jy vir die mense. En dan stop hulle die uitsending en dan begin hulle, ons gaan nou oor na die sokker van die dag toe. Dis die wêreld waarin ons leef. Jy kry nie kans om simpatie te hê nie. Daar's net te veel inligting. So met ander woorde, wat doen ons? Ons word toeskouers. Die mense wat, die skares wat by Jesus se kruis gestaan het, toegekyk het. Hier is nou 'n wonderlike tentoonstelling. Hier's iets opwindends wat besig is om te gebeur. Petrus sê nee, simpaties, saamvoel. Beteken nie ons sak af in iemand anders se ongelukkigheid nie. Nee, ons voel saam om iemand op te tel. Want dis wat God met ons doen. En dit dan die derde ding wat hy sê, en dis nogal interessant. Die woord is espragon. Espragon beteken letterlik jou binnegoed. Hy het nou gepraat van die midrif, nou beweeg hy in. Dis 'n biologieles. Hy sê ons moet dan nie net simpatie met mekaar en saam met mekaar voel nie. Ons moet meelewing met mekaar hê. Dit moet ons binnegoed roer. Nogal 'n interessante ding wat hy hier sê. Want baie keer kan ons saam met iemand gaan sit, saam met iemand opgewonde wees, saam met iemand voel. Maar die oomblik as ons geroer word van binne, dan word dit deel van wie ek is. Ek kan dit nie net so los nie. Ek moet iets daaraan doen. Dit doen iets aan my binnegoed. Dit doen iets aan my kern. Dit doen iets aan terme van wie ek is. En dan die vierde ding wat hy sê, en dan sluit hy vers 8 af, want hy noem net so 'n klomp woorde. Maar elke woord is so belangrik. Dan sê hy, en hy gebruik weer die woord homo, om te sê op dieselfde plek, op dieselfde tyd, maar dan voeg hy daarby philo by. Philo, homo. Vriendelikheid. Ons moet op dieselfde tyd en op dieselfde plek vriendelik met mekaar wees. Mekaar met respek behandel. Mekaar nie afbreek nie. Mekaar opbou. En vriende, dan die laaste twee goed wat hy noem. Probeer hy hierdie 4 dinge, goeders wat hy sien as belangrike aspekte om vrede, om die klei of die sement tussen die stene te wees, verduidelik hy dit. Dan sê hy, daar is een belangrike beginsel wat dwars deur geld. Want partykeer kan dit gebeur, dat hierdie aspekte nie teenwoordig is nie. En vriende, is dit nie waar nie, in families gebeur dit elke dag. Daar is tye wat ons nie saam voel nie, ons voel juis asof ons op teenoorgestelde pole van mekaar is. Maar hy sê, die oomblik as dit gebeur, is daar iets anders wat ons moet onthou, en ons moet dit ook toepas. Hy sê, ons moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek stap hier in, ek jolig. En iemand sê vir my, ai, maar daai is daar maar 'n lelike hemp wat jy aan het. Wil jy maar 'n ander hemp kry? Petrus sê dan, wat moet ons dan doen? Ons dan terug sê, ag, wie het jou hare gesny? Nee, hy sê, ons moet iets anders doen. Ons moet 'n woord van seën uitspreek.
ons moet die teenoorgestelde doen. En Petrus is baie skerp hier. Hy sê ons moet dan vir daai persoon iets baie mooi sê. Iets wat daai persoon tot seën sal wees. Nie om op 'n agteraf manier die persoon te probeer terugkry op 'n mooi manier nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê letterlik, ek moet daai persoon seën. Want daai persoon voel nie vandag baie opgewonde nie. Hy voel nie soos 'n lewende steen nie. Hy voel soos 'n ou klip wat in iemand se skoen is. En daarom sê hy, moet jy 'n woord van seën uitspreek. En hy ken ook die wêreld van sy tyd. Maar in die oomblik as jy 'n seën gee vir iemand, binne hulle kultuur, is die tradisie, beteken die tradisie dat jy daai seën moet teruggee. Daar moet 'n ruiling plaas. Jy gee 'n geskenk en die geskenk kom terug na jou toe. So met ander woorde, wat sê jy vir die persoon? Ek gaan jou seën, ek seën jou nou. Want ek verstaan, jy voel nie lekker nie, jy voel soos 'n klip in 'n skoen. Gee nou daai seën terug. Sodat ons op goeie voet met mekaar staan. En as jy nie die seën teruggee nie, volgens die ou nabye ooste bring dit oneer oor jou. So wat sê Petrus? Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Bring en gee seën. Hoekom? Sodat die balans herstel word. Sodat die homofroom, die eenheid, die middelrif, die op dieselfde plek, op dieselfde tyd in balans sal terugkeer na die gemeenskap. Laat daar weer seën wees. En dan sluit hy af die 6de een. En dis die groot reël. Hy sê, as jy dan nie kan nie, as jy op daai punt nie kan nie, want dit gebeur ook, as jy nie 'n seën kan uitspreek nie, onthou dan net een ding. Mag die stang in jou mond geplaas word. Beheer jou tong. Bly dan maar stil. Tel tot 10. Dink voordat jy praat. Want vriende, wat gebeur as ons kwaad met kwaad vergeld? Dis 'n bose kringloop wat nie einde kry nie. Bly dan maar eerder stil. Beheer jou tong. In die laaste 2 verse van die gedeelte sluit hy dan af. En hy spreek 'n belofte uit en hy gee ook dan 'n belangrike waarskuwing. Hy sê as al hierdie goed nie gebeur nie, is daar sekere gevolgtrekkings, is daar sekere implikasies as dit nie gebeur nie. As gevolge daarvan. En die gevolge het 'n impak op die individu, op my, maar het ook 'n impak op die gemeenskap, op daai eenheid. En hy sê heel eerste, as ons hier volgens probeer leef, is dit nie net goed vir die gemeenskap nie, maar dit gaan ook goed wees vir my. Nou noem hy 2 dinge. Hy sê die ophalmos, die oë, letterlik die oë van die Here. Ek moes gesê ons is besig met 'n biologieles vandag. Die oë van die Here gaan na jou kyk. God gaan na jou kyk. En as God na ons kyk, wat sien hy? Hy sê dit nou natuurlik nie in die gedeelte. Wat sien God as hy na ons kyk? Sien hy ons? Nee. Hy sien ons, maar hy sien ons so aan die agterkant van die kruis. Hy sê God gaan na jou kyk. Hy gaan jou sien. Onthou julle toe julle nog klein kinders gehad het en die van julle wat nou klein kinders het en jy's in 'n besige winkelsentrum. En die kinders dwaal daar rond en hulle hardloop rond. Of jy gaan eet eers en die kinders speel eers. Waar is jou oë die hele tyd? Ja, jy gesels, jy kuier, maar waar is jou oë die hele tyd? Soek jou kinders. Jy wil van sekond na sekond weet waar is daai kind.
Jou oë is op jou kinders. En dis wat Petrus sê oor die oë van God. God se oë is soos die van 'n ouer wat nooit sy oog van sy kind afhaal nie. En die oomblik as jy nie jou kind sien nie, want hulle is nogal rats. Isabella is baie ratser as Michaela. En sy's kleiner, so sy's vinniger ook. As jy weer kyk, sien jy haar nie, is sy weg. En dan moet jy haar soek. Met ander woorde, jou oë is die hele tyd op jou kinders gerig. Hoekom? Want jy is lief vir hulle. Jy wil vir hulle sorg. Jy wil hê hulle moet veilig wees. En dis wat Petrus hier sê, die oë van God is soos 'n ouer wat nie sy oë van sy kinders kan afhou nie. Okay, dit geld seker vir verliefdes ook. Jy kan nie jou oë van jou kinders afhou nie, want jy is lief vir hulle, jy wil vir hulle sorg, jy wil hulle bewaar. Jy wil hê niks sleg met hulle gebeur nie. As ons hier volgens leef, sê die gedeelte, God se oë is op ons. En dan sê hy 'n laaste ding. Nie net sy oë nie, sy ore. God se ore hoor ons. God se ore hoor ons. As jou kind in die nag en jy slaap vas, net beweeg of kwee sê, dan word jy wakker. Jy sê nou regtig baie diep slaap. Jy hoor dit. Jy hoor as daar iets fout is. Sodat jy kan reageer, sodat jy iets kan doen daaromtrent. Dis hoe God is. Soos 'n ouer wat sorg. Sy oë is op ons en hy hoor ons. Al prewel ons net saggies, dan sal hy daar wees. En dan gee hy ook 'n waarskuwing. En die waarskuwing wat hy gee is, hy sê as ons dit wat God vir ons aanbied om goed te leef, as ons dit nou ignoreer, as ons ons parels in die modder gooi, of in die varke gooi, en dit nie ag nie, sê hy die gesig van God gaan teen ons draai. Dit is interessant, ek moes hierdie week nogal daaraan dink, wat beteken dit as God sy gesig na jou toe draai? Mens kan ons dadelik op iemand se gesig sien of die persoon gelukkig is, kwaad is of hartseer is. Hulle sê jou gesig is al 'n oop stelsel na buite toe. Mense kan dit sien. Jy dink jy steek dit weg, maar ander mense kan dit baie goed sien. Hy sê God se gesig gaan na jou toe draai. Met ander woorde, hy gaan na jou kyk en jy gaan sien hy is ontsteld. En die implikasie daarvan is God sy gesig na jou toe draai, dat hy ook daarop gaan reageer. Hy gaan dit nie goedkeur nie. En daarom waarsku Petrus, moenie laat God frons as hy na ons kyk nie. En nou, hoe gebeur dit dat ons hierdie eienskappe, dat ons saam met mekaar voel, dat ons binnekant geroer word, dat ons eensgesind is? Waar kom dit vandaan? Petrus het aan die begin, in ons eerste gedeelte waarna ons verwys het, het hy gesê, ons is dankbaar vir 'n geskenk wat God vir ons gegee het. Dat hy sy seun gegee het wat uit die dood uit opgestaan het. Waar leer ons om seën uit te spreek? Waar leer ons om saam te voel? Ons leer dit by die een wat saam met ons gevoel het. Toe ons hom verwerp het. Toe ons lelike dinge vir hom gesê het. Ons leer by die een wat vir ons geseën het. Toe ons ons rug op hom gedraai het. Ons leer dit alles in die kruis. Christus en dit wat hy vir ons gedoen het.
En dit gee hy vir ons as 'n geskenk. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U ons leer wat eenheid is, wat simpatie is, wat meegevoel is, wat vriendelikheid is. Wat dit is om seën uit te spreek en ons tonge te beheer. Dankie dat ons dit leer in die geskenk van Christus Jesus wat vir ons gesterf het. Christus wat gekom het om een met ons te wees. Christus wat gekom het omdat hy saam met ons voel. Hy ons pyn ken. Christus wat gekom het omdat dit sy kern beweeg het. Want hy het ons lief. Christus wat gekom het om 'n vriendelike woord vir ons te bring. Here, dankie dat U nie kwaad met kwaad vergeld het nie. Dat U nie ons sonde aan ons toereken nie, maar dat U ons vergewe. Here, dankie dat U tong beheer wanneer ons ons rug op U draai. En help ons en vergewe ons waar ons dit nie met mekaar doen nie. Bou ons op sodat daar vrede mag wees. Sement tussen die stene. Tot U eer. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.